ons lê net die oor. Here, baie dankie vir vandag. Here, dankie dat U ons geseën het met lewenswater. Here, dankie dat die aarde daar buite so nat is. En Here, my gebed nou is dat elkeen van ons wat hier is, elkeen van ons wat na hierdie woord luister, Heilige Gees, dat U met elkeen van ons sal kom praat. Here, want ek weet dat U 'n afspraak met elkeen van ons het vandag. Maak ons harte oop. Maak ons ontvanklik vir U woord. Here, my gebed is dat U my lippe ook sal seën. Here, dat ek altyd die waarheid sal praat. Here, altyd dat ek alles wat ek doen tot eer en verheerliking van U naam sal wees. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, goeiedag en weer eens baie welkom aan elkeen. Vir die wat kyk op YouTube of op Facebook, het ek vra dat julle video net so moet pause. Ons gaan saam nagmaal gebruik na die einde van die boodskap, so julle kan julle druiwesappie en julle broodjie reg kry. Ja, ek het laasweek het ek gedeel oor die onderwerp die hoopvolle waarheid van elke ding het sy tyd. En ons het die skrif gevind in Prediker 3. En ek het gedeel dat tyd ook gesien kan word as 'n seisoen. Julle sien in elkeen van ons lewe gaan ons deur seisoene. En in die natuur is daar ook seisoene. Van ons mag op hierdie stadium deur 'n droogte seisoen gaan, waar ons nie weet waar die einde van hierdie droogte gaan wees nie. Ons mag miskien in moeilikheid sit by die werk, waar ons nie weet wanneer hierdie gaan eindig nie. En dan mag ons ook deur 'n nat seisoen gaan. En die Here mag ons seën soos wat hy ons geseën het met hierdie wonderlike reën hierdie afgelope paar dae. En ons kan sien waar dit vandaan kom. Maar net soos wat 'n droë seisoen 'n einde het, 'n somer 'n einde het, 'n winter 'n einde het, gaan ek en jy waardeur ons gaan ook tot 'n einde toe kom. Jy sien, die moeilike tye sal ook daar wees. Nergens te sê God se woord vir my en jou dat dit maklik sal wees. Ons gaan deur moeilike tye. Maar ek en jy gaan nog steeds daardeur kom. Amen. Kan ek dit sê dat daardie moeilike tye waardeur ons gaan, op die einde van die dag is dit miskien 'n stepping stone. Want God is besig om ons groot te maak vir groter dinge. En as ons daardie toets klaar geskryf het, gaan die volgende toets daar wees. Maar ons gaan dit makliker hanteer, want ons weet dat God saam met ons is. Ek het die skrifgedeelte gedeel in Johannes 16 vers 33 en die 53, en dis nie daar nie by. En ek het gesê daarso dat, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. Julle sien, Jesus het gekom en gesê, ek en jy kan vrede hê in hom. En hy het gesê, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Jy sien, Jesus het reeds die wêreld oorwin. Ek en jy moet net moed hê. En ek het ook gesê, hou moed, God sal ons daar deurbring. En ek het afgesluit met die woorde, when life gives you lemons, make lemonade with God. Amen. Ja, vandag wil ek graag deel oor die onderwerp, wees stil en weet dat God is. Elkeen van ons het mos 'n lysie van dinge wat ons wil doen. Is dit nie waar nie? 'n bucket list. So rukkie terug, 'n paar maande terug, het Spyker en Loret het hulle bucket list gedoen. Nie Spyker nie, okay. Maar Loret het sy daar vir 'n kraans afgespring en daai lysie is afgeteken. Kan ek jou vra, het jy 'n bucket list? Het jy 'n lysie van dinge wat jy graag wil doen? Jy sien, ek het nie 'n lysie wat ek neergeskryf het nie. My lysie is hierbo in my gedagtes. En die eerste een is, en hoor mooi, dit is my lysie. En my lysie gaan van julle sit verstol. Maar my eerste een is dat ek 'n beter mens vir God wil wees.
Ek wil 'n persoon wees wat God altyd eerste stel. Maak nie saak wat nie. So julle sien daai wat ek gesê het, daai seisoene. Elke dag skryf ek hierdie toets. Is ek al reeds daar? Definitief nie. Ek is nog nie daar nie. My tweede een is dat ek 'n beter man vir my vrou wil wees. Jy sien, partykeer faal ek vir die woord. Partykeer is ek maar nie 'n baie maklike mens om mee saam te bly nie. Jy sien, en as jy haar man een kant toe roep en vir haar vra, dan sal sy sê, maar hy is eintlik maar 'n moeilike ou. Sekere dinge moet so gedoen word, en sekere dinge moet so gedoen word. Jy sien, as ons kos maak in ons huis, kan ek en die Bonnie saam kos maak nie, daar is nie 'n manier nie. I don't make it. So ons het geleer in die 26, 27 jaar wat ons getroud is, we don't do it anymore. Of sy maak kos, of ek maak kos. But together we can't do it. Die derde een is dat ek graag 'n beter pa vir my kinders wil wees. En die vierde een is dat ek soveel meer mense in 'n lewende verhouding met God wil sien. Daai begeerte bly binne in my. Jy sien, want dit is vir my so belangrik dat elkeen van ons, elke persoon wie ek aanraak, elke persoon met wie ek te doen het, met wie ek praat, wil ek hê dat hulle verhouding so moet groei in God. Dat God hulle alles sal moet wees. Jy sien, en dan kom die ander, om 'n bietjie meer motorfiets te ry, om 'n bietjie beter rolbal te speel. En ek kan aangaan en ek kan julle vir ure lank besig hou, maar dit is nie my plan vandag nie. Julle sien, daar is dinge wat ek graag wil doen, en Ina, dan is daar dinge wat ek moet doen. Jy sien, Ina, na laas week toe kom vra sy vir my, pastoor, wat is die 3 dinge wat ons moet doen? Sy was braaf gewees om met my te kom praat, en toe ek al antwoord, toe sê sy, nee, dis nie 'n moet daai nie, ons doen dit in elk geval. Toe sê ek, maar as ons dit nie doen nie, dan is daar sekere konsekwensies. Jy sien, met party gaan ek sukkel om tyd daarvoor te kry. En vir ander sal ek moet tyd maak en beplan om dit definitief te doen. Daar is baie dinge wat ek en julle elke dag moet doen. En ek weet nie van julle nie, maar party dae is daar net nie genoeg tyd daarin om alles gedoen te kry. Maak nie saak hoe laat jy opstaan. Partykeer is daar nie tyd vir alles nie. Ek het ook oor die laaste paar maande probeer om my program op sekere tye in te stel. En ek hou elke oggend ek stilte tyd. Elke oggend. My dag begin 10:04 elke oggend. Want dan gaan die mond se wekker af. Dan is ek in die bevoorregte posisie, rasie dat 4:15 dat ek 'n koppie koffie in die bed kry. Naweke is dit my beurt. En dan gaan shower ek, lekker wakker word, en dan spandeer ek tyd saam met God. Nou vanaand voor ek gaan slaap, sluit ek my dag af, om weer tyd saam met God te spandeer. Julle sien, ek probeer ook om 'n sekere tyd uit die bed te kom, want as ek dit nie gaan doen nie, dan is ek die volgende dag is ek 0 op 'n kontrak. En 'n persoon se week hardloop so vinnig uit, dat ek verbaas staan hoe vinnig tyd omgaan. En ek weet nie of dit is, hoe ouer ons word, hoe vinniger stap die tyd aan nie. Jy weet, as ek met my kinders praat, dan sê hulle, "Jo, dis 'n lang week hier." Of as jy praat met 'n kind wat op skool is, "Jo, wat 'n lang dag." Jy weet, en ek het 'n sê ding by die kantoor maandagmiddag 4:00 as ons daar uitstap en ek groet, dan sê ek vir die mense wat saam met my werk, die week is verby. Nou op 'n stadium het een van die ouens na my toe gekom en gesê, "Ek kan nie wees nie, dit is nou eers maandag." 2 maande na die tyd gesê hulle vir my, "Jy praat waar. As maandag verby is die week verby." Jy sien, so het ek ook 'n roetine dat ek gewoonlik donderdag kry ek 'n kans
om die woord vir die Sondag voor te berei. Want die res van die week is baie keer te besig. En dan Saterdag kom ek weer en ek gaan probeer om rolbal te speel. Net om hierdie kop 'n bietjie, hierdie pampoen net so 'n bietjie skoon te maak. En daarna gaan ek en ek vat weer tyd en ek spandeer tyd in God se woord. Die woord wat ek vir julle voorberei het vir Sondag. En ek fine-tune hom. En julle kan nie glo dat dit die 3de keer al maak ek nog steeds veranderings. Die 4de keer maak ek nog steeds veranderings. Jy sien, maar 'n belangrike punt wat ek wil maak, is dat ek so ver as moontlik nie my stilte tye korter wil maak, of om vanaand my Bybel te lees, prys te gee nie. En ek is seker dat elkeen van ons graag tyd saam met God op 'n daaglikse basis wil spandeer. Is dit nie waar nie? Jy sien, maar as ek laat lê, gaan ek dit nie doen nie, want dan raak ek te besig. Maar baie keer gebeur dit, dat die besige tye van die lewe inmeng, en ons daar nie genoeg tyd saam met die Here spandeer nie. En dan gebeur dit ook partykeer. En hoor mooi, ek sê dit met alle respek. En dan gebeur dit ook partykeer, dat ek eerder wil doen wat ek wil doen, en nie wil doen wat God wil hê ek moet doen. C.S. Lewis het gesê, the moment you wake up each morning, all your wishes and hopes for the day rush at you like wild animals. And the first job of each morning consists of shoving it all back in listening to that other voice, taking that other point of view, letting that other larger, stronger, quieter life come flowing in. Jy sien, maar as ek die Here die geleentheid gee om met my te praat, gaan ek al daai ander dinge, gaan ek een kant beskuif. Jy sien, ons kom baie keer so besig raak dat ons God een kant beskuif. Maar hier is dit, ek en jy het die keuse om die regte tyd, kwaliteit tyd, saam met God te spandeer, elke dag. Ek en jy daai keuse. Ek en jy daai keuse, en ek het al agtergekom, as ek nie in die oggend daar die keuse maak en sê, nee Here, ek sal dit by die werk doen, om my stilte tyd te hou, kan ek vir julle sê, it doesn't happen. It doesn't happen. Dis waar ek besluit het, om 10:04 as daai wekker af te gaan, om wakker te word. Dan het ek genoeg tyd. Julle sien in hierdie besige wêreld van ons, moet ek en jy stil raak en bid. Ek en jy moet stil raak. Psalm 46:11 in die NLV sê vir ons, wees stil en weet ek is God. Jy sien, wanneer ek en jy nie gaan stil raak nie, gaan ek en jy nie God die geleentheid gee om met ons te praat. Dan gaan ek en jy toelaat dat die busyness van die wêreld ons oorneem. Ek dink elkeen van ons moet op 'n daaglikse basis 'n bietjie meer stil word. En ek het hier geskryf, kan ons vandag eerlik wees met mekaar? Kan ons? Ek weet ek vra dit elke Sondag. Maar ek het hier geskryf, daar is moontlik mense wat hier sit, of wat na hierdie boodskap luister, en wat sê, o, ek hoop ons maak vandag vinnig klaar, of ons maak vroeg klaar. Of ek wens, hy wil net klaar kry. Julle het dit al gehoor, het julle al so gedink? Ek het baie keer het ek al 'n diens bygewoon, dan kyk ek hy horlosie so, dan sê ek, oh, I just wish this person will get finished. Ek moet nog dit en dit en dit gaan doen. En dit nog nie met julle gebeur. Nog nie? Oh, well it happened to me. It happened to me. Julle sien, ons kan almal so opgeraak word deur die wêreldse dinge, dat ons weer eens God een kant beskuif.
En ons vergeet wat die belangrikste in my en jou lewe moet wees. En dit is, weer eens, kwaliteit tyd saam met God. Hebreërs 4 vers 16 en 53 sê vir ons, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Jy sien, wanneer ek en jy tyd neem om stil te wees, wanneer ek en jy tyd neem om te bid, luister God. Jy sien, ek en jy moet tyd neem. Ek en jy moet tyd een kant toeskuif, sodat ek en jy in 'n lewende verhouding met God kan word. Wanneer ek en jy met God praat, luister God. God is altyd beskikbaar. Hy is nooit, hoor hierdie, hy is nooit te besig om te luister na my en jou. Jy weet, niks leliks nie. Gisterand op 'n stadium en ek het dit gesê, ek het gisterand die sprintreis gekyk, en toe ek klaar is, het ek klaar voor die tyd, het ek geweet, ek het my Bybel gelees, ek het al die dinge gedoen oomdaan, want ek is te bang gewees, as ek die sprintreis klaar kyk, dan gaan ek te moeg wees, so ek het dit voor die tyd gedoen. Maar ek het die sprintreis gekyk, en toe het ek gebid. En toe ek omdraai om te slaap, toe is die word op haar tabletie, toe sy besig om series te kyk. En niks leliks bedoel nie. En op 'n stadium toe raak ek aan, sê kyk eens soos, wat wil jy nou weer hê? En hoor my aan, niks leliks nie. Sy op daai stadium mag daai program wat sy gekyk het so interessant gewees het dat ek haar geplaas. En toe sê ek wil net good night sê, luister. Jy sien, maar miskien was dit so gewees, maar kan ek vir julle sê, dat God nooit kom, en vir my en jou sê, wat wil jy nou al weer hê nie? That's the point that I want to bring out. God kom nooit en sê, wat wil jy nou al weer hê nie? En sien, ek en jy verloor fokus. God moet die middelpunt van my en jou lewe wees. Kan ek sê, ek, julle, die gemeente en die land, moet ons, elkeen van ons, 'n persoon van gebed raak. Dan gaan ek verander. En dan gaan julle verander. En dan gaan die gemeente verander. En dan gaan ons land verander. Ons moet met dankbaarheid ons versoeke, ons lof, ons aanbidding, ons belydenis van ons sondes en ons gebede vir leiding na die Here toe bring. Ons moet stil wees en bid. Ek en jy moet die tyd neem om God se teenwoordigheid in ons lewens te ervaar. Daar word gesê, gebed verander dinge. En ek glo ook dat gebed die bidder verander. Jy sien, want dan net ek en jy besig om in 'n lewende verhouding met God te wees. Jy sien, wanneer ons bid en ons in God se teenwoordigheid is, ervaar ons troos, ons ervaar krag, ons ervaar vrede en ons ervaar leiding. Our deepest needs are met by God through prayer. Kan ek dit weer sê? Our deepest needs are met by God through prayer. Julle sien, die vyand haat dit wanneer ek en jy as God se mense bid. Hy hou daarvan om ons so besig te hou dat ons nie by God kan uitkom nie. Ek het ook hier gesê, ek gaan nou 'n ding sê waar ek op tone gaan trap. Of soos Molly Verwoerd sê, Molly en Wors, het julle dit al gehoor, maar Molly Verwoerd sê hulle Wors.
Maybe some people find it easier to act Christian than to spend time with God in prayer. Kan ek dit weer sê? Maybe some people find it easier to act Christian than to spend time with God in prayer. Het julle daar agtergekom? Daar's baie mense wat wel bietjie heilig probeer wees. Heiliger as die heiliges. En as jy hulle gaan kyk, yes. Ek en jy moet kwaliteit tyd saam met God spandeer. Ek wil graag begin afsluit. Nou gaan ons saam nagmaal gebruik. Ondersoek jou dag. Neem 'n tree terug en kyk na al jou aktiwiteite en beplan daarin om God altyd eerste te stel. Plaas God eerste voor enige iemand en voor enige iets. Kan ek dit weer sê? Plaas God eerste voor enige iemand en voor enige iets. Gebed eerste, nie laaste nie. Praat met God. Wees afhanklik van God. Vertrou God. Vra vir God se blessings. Soek eerste sy koninkryk en dan die res. En God sal jou seën. Soek na sy wil vir jou. Vra die Heilige Gees om te werk in jou lewe en dan wees stil en weet dat God is. Jeremia 29:13 in die boodskap Bybel sê dit vir ons. As julle met alles in julle harte, as julle met alles in julle na my soek, sal julle by my uitkom. Julle sal julle doel bereik, deurdat ek die taal van julle hart sal verstaan. Matteus 7:7-8 in die boodskap. Julle moet nooit moeg word om te bid nie. Sê Brendan, julle kan die boodskap gaan kyk. En dis hoekom ek so die boodskap gebruik het, want dit sê dit vir my so mooi. Julle moet nooit moeg word om te bid nie. Vra en God sal vir julle gee. Soek en julle sal kry. Klop aan God se hemelse deur en hy sal vir julle kom oopmaak. Want elkeen wat vra ontvang, elkeen wat soek kry en elkeen wat klop tref uiteindelik 'n oop hemel se deur aan. Kan ek julle vra? Kyk jy? Vra jy? Soek jy? Kry jy? Bid jy? Wanneer moeilikheid kom, bid jy. Wanneer jy bestuur, bid jy. Nie net jy word elke keer nie. Ek bid ook so nou en dan wanneer ek bestuur. Wanneer jy wakker word, bid. Wanneer jy gaan slaap, bid. Maak tyd om stil te raak en weet dat God is. Jy sien, dis die enigste tyd wanneer ek en jy gaan weet dat God is. Wanneer ek en jy stil raak voor die Vader. Ons gaan oorgaan na die nagmaal toe. En ek het gepraat en my boodskap het gegaan oor om stil te wees voor God en te weet dat God is. My gebed vir julle met die nagmaal, wanneer julle nagmaal gaan gebruik, is dat julle sal stil raak voor God. En dat julle harte na God toe sal bring en met God sal praat. In 1 Korintiërs vers 11 van vers 23 sê die woord: Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer
as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. My boetie, my sussie, my gebed vir ons vanoggend waar ons gaan saam nagmaal gebruik is, dat jy daar waar jy is, dat jy stil sal maak. Dat jy hierdie 5 minute jou hart aan God sal openbaar. Dat jy met die Here sal praat en jy sal toelaat dat die Heilige Gees in jou sal werk, in jou omstandighede. Dat ek en jy sal weet dat God is. Kom ons lê dit maar. Here, baie dankie dat U aan 'n kruis gesterf het vir ons. Here, my gebed is dat U met elkeen van ons sal wees. Here, laat ons besige lewens eenkant sal skuif. Here, laat ons U altyd eerste sal stel. Here, laat ons dag sal begin met U. Laat ons dag sal afsluit. Here, help ons. Help ons om daardie woorde reg te kry. Here, want sonder U is ons absoluut niks nie. En help ons om the busyness in our lives, that we will move at one side, and Lord, that we will become quiet and know that You are God. This is my prayer in the wonderful name of Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons saam